Ons gaan hierdie kwartaal praat oor wysheid. En wysheid is een van daai goed wat ek altyd voel, ek het so 'n idee van wat dit is, totdat jy vir my vra. En dit is nie maklik om dit te definieer nie. Maar kom ons begin maar met die gedagte aan wysheid as insig in die lewe, insig in hoe die lewe in mekaar steek, maar ook die praktiese vaardigheid om die lewe reg aan te pak. Omdat jy weet, dis hoe dinge in mekaar steek, kan jy jouself oriënteer, kan jy goeie keuses maak, kan jy 'n goeie pad loop. Wysheid is iets waarna ons altyd op soek is. Veral in sekere situasies dink ek baie keer, as ek maar net die wysheid het om dit te hanteer. Ek soek nie soseer die krag of iets nie, maar ek soek wysheid om hierdie situasie reg te hanteer. En die vraag is, as ek wysheid soek, waar begin ek? Mense beginpunt is ons altyd belangrik in enige ding wat jy soek. As ek sê nou maar, soek om fiks te word, kan ek dalk op YouTube kyk na video's oor hoe 'n mens fiks word, maar as ek nou op my bed gaan lê en ek eet aardappelskyfies en ek drink soet koeldrank en ek lê net die hele dag en ek kyk na video op video wat vir my vertel hoe ek moet fiks word, gaan ek nooit fiks word nie. Dis nie 'n goeie beginpunt nie. Ek sou kon sê dis 'n soort van 'n begin. Ek leer meer oor fiksheid, maar ek gaan nie fiks word nie, want ek begin nie op die regte plek nie. Maar tog is dit belangrik dan om te sê, ek moet begin. Ek moet begin, ek moet op die regte plek begin. As ek ook na wysheid soek, moet ek begin en ek moet op die regte plek begin. En dis waaroor Spreuke 1 wat ons praat. Hoe begin 'n mens soek na wysheid? Kom ons lees die eerste 7 verse. Die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om vertroud te raak met wysheid en vermaaning, om woorde van insig te verstaan, om vermaaning wat begrip kweek te ontvang, begrip vir wat regverdig en billik en reg is, om onkundiges vernuf aan te leer, jong mense kennis en goeie oordeel. 'n wyse sal luister en geleerdheid vermeerder, en 'n verstandige sal leierskap verwerk, om die spreek en 'n gesegde te begryp, en die woorde van wyses en hulle raaisels. Ontzag vir die Here is die begin van kennis. Wysheid en vermaaning, net sotte verag dit. Ontzag vir die Here is die begin van kennis. So dis waar 'n mens moet begin, by ontzag vir die Here. As jy begin by ontzag vir die Here, sê die Spreuke digter vir ons, is daar 'n klomp goed waarmee jy jou kan besig hou. Hy kry amper nie genoeg woorde om wysheid van verskillende kante te beskryf nie. Hy praat van onderrig, hy praat van vernuf, hy praat van spreuke, hy praat van raaisels, hy praat van allerlei goed waardeur 'n mens wysheid kan aanleer. Maar hy sê, as jy wil leer om kennis te hê, om wysheid te hê, dan moet jy begin by ontzag vir die Here. Of, soos die Hebreërs letterlik sê, by vrees vir die Here. Die vrees van die Here is die begin van kennis. En dit klink vir 'n mens vreemd om te dink, dat vrees op die een of ander manier die begin kan wees vir wysheid. Dat vrees vir God die begin kan wees van wysheid. Nou wat bedoel die Spreukedigter daarmee? Wanneer hy praat oor vrees, dan praat hy nie oor die soort bang wees wat jy wil laat weghardloop nie. Ek dink die 2020 vertaling het 'n goeie keuse gemaak om liewer van ontzag te praat. Ontzag vir God is 'n besef van die grootheid van God. Dis 'n besef van die almag en die wysheid en die heerlikheid van God. Dis veral die besef dat God geheimenis is wat ons begrip te bowe gaan, dat ons nooit vir God in ons greep kan kry nie, dat ons nooit 'n beheer van God kan kom nie, maar dat God die een is voor wie ons buig, die een wat ons aanbid, die een wat ons leer ken, maar die een wat ons nooit kan deurgrond nie. God is altyd groter as wat ons dink hy is. Dis daarom 'n heilige respek vir wie God is. Die besef dat God anders is, dat God nie 'n mens is nie, dat God in die hemel is en ons op die aarde, soos die prediker op 'n plek sê, dat God verhewe is bo ons, dat ons hom nie kan inpas in ons denkskemas en in ons plannetjies en in ons begeertes nie. God is altyd groter. So ontzag vir God is respek vir die andersheid en die grootsheid van God. Waarom sou dit vir die Spreukedigter die begin wees van kennis of die begin van wysheid?
Die werklikheid is, ek kan God nie leer ken as ek nie hierdie ontzag vir God se andersheid het nie. As ek nou maar net vir God probeer indruk in my idees, my plannetjies, my begeertes, as ek God as dit ware wil inpas in hoe ek dink oor die lewe. As ek nie ontzag het vir God nie, gaan ek God nooit leer ken nie. Dis trouens waar nie net van ons kennis van God nie, maar ook van ons kennis van 'n mens. As ek na 'n medemens kyk en ek besef nie, daardie medemens is ook 'n geheimenis. Daardie medemens is ook meer as wat ek kan sien of wat ek kan verstaan, of as wat ek wil hê van haar, of as wat ek beplan vir haar, of as wat sy vir my kan doen. Daardie medemens is meer, altyd meer as wat ek dink sy is. As ek nie ontzag het daarvoor nie, en ek sien haar sê nou maar net as iemand wat moet inpas in my plannetjies en my denkbeelde. Of ek sê wel, ek weet presies hoe sy is, dit is hoe sy is en ek hou net vas aan my beeld van haar. As ek nie ontzag het vir haar unieke anderse mens wees nie, gaan ek haar nie leer ken nie. Veral as 'n mens dink dat in die Bybel kennis en liefde baie na mekaar lê. Ek kan nie iemand lief hê sonder om ontzag te hê vir daardie mens se uniekheid, daardie mens se andersheid. Die feit dat daardie mens ook 'n geheimenis in haarself is nie. En so is dit waar ook van ons kennis van die skepping. As ons nie 'n heilige respek vir die skepping as 'n handewerk vir God het nie, en ons sien dit maar net as iets wat ons kan gebruik en opgebruik, gaan ons miskien baie dinge oor die skepping te wete kom. Maar ons gaan ook, dit doen ons inderdaad, gemors maak van die skepping, omdat ons nie ontzag het vir die eie aard van die skepping, soos wat God dit in mekaar gesit het nie. So ontzag vir God beteken ontzag vir medemense, dit beteken ook ontzag vir my eie menswees, maar dit beteken dan ook ontzag vir God se skepping. Om regtig te besef, ek moet nederig wees voor die skepping en ek moet die skepping leer ken. En dit sê die spreker, sê die sprekerdigter, dit is die begin van ware kennis. Dit is die begin van wysheid. As ek egte wysheid wil leer, moet ek daar begin, op daai nederige punt van ontzag vir God en ontzag vir die skepingswerke van God. Nou, 'n mens kan dit miskien nog beter verstaan wat hy bedoel, as jy dink wat die teendeel van ontzag sou wees. En daar's twee maniere, dink ek, waarop 'n mens jou ontzag vir God kan verloor. Die psalmdigter sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Met ander woorde, jy kan ons dwaas wees deur nie rekening te hou met God nie. En die psalmdigter dink uiteraard nie in die eerste plek aan ateïste nie. In sy tyd was daar feitelik prakties nie so iets soos ateïste nie. Daar was mense wat aan ander gode geglo het, maar daar was nie eintlik mense wat in geen God geglo het nie. Maar hy bedoel veral mense soos ek en jy. Ek neem aan as jy so ver geluister het, is jy nie ateïst nie. As jy so ver geluister het, luister jy omdat jy in God glo. Hy bedoel mense soos ek en jy wat sê ons glo in God, maar wat tog in ons hart nie regtig rekening hou met God nie. Dit sê hy is dwaasheid. Kyk, is een ding om glad nie in God te glo nie, maar is 'n ander ding om te sê ek glo in God, maar jy hou glad nie rekening met God nie. Nou wil ek weer sê, daar's twee maniere waarop jy nie rekening kan hou met God nie. Die een is die manier van die persoon wat oormoedig raak, wat dink asof ek die middelpunt is van alles, asof alles net om my draai, asof ek alles weet, asof ek alle wysheid in pag het, asof ek eintlik nie hoef te leer nie. Die eerste deel van die Spreuke 1, die gedeelte wat ons gelees het, praat hy onder meer oor jong mense en onkundiges. Nou die slegste ding wat 'n jong mens of 'n onkundige kan doen, is om te sê, wel, niks kan my niemand leer nie, ek gaan doen net wat ek wil. En mense kry mos te doen met sulkes. Eintlik op 'n baie jong ouderdom maak asof hulle al klaar volleerd is, en asof hulle niks het om te leer nie. Dit is dwaasheid om te dink, jy hoef nie te leer nie, jy kan maar net die lewe aanpak en jy weet klaar alles. Maar dan praat hy ook in daai eerste paar verse met die wyses en die geleerdes. Hy sê, maar hulle kan ook leer. Vir iemand van my leeftyd sê nou maar, sou dit 'n opperste dwaasheid wees om te sê, maar ek het 'n leeftyd van ervaring agter my en ek het 'n leeftyd van leer oor die Here en leer by die Here, van leer uit die Bybel agter my. Niks en niemand kan my iets leer nie, ek is klaar volleer. Dit is die opperste dwaasheid, want dit beteken, ek sluit myself af van nuwe kennis, ek sluit myself af daarvan om te leer. En dit is veral dwaas as ek so dink oor God. As ek dink, ek weet klaar alles wat daar te wete is oor God. Ek verwonder my partykeer aan mense wat
wat in 'n dominee of iemand wat 'n lering in 'n kerk doen of so iets kan maklik in daai struik trap, wat praat asof hulle God klaar uitgefigure het as dit ware. Hulle weet presies wie God is en wat God wil hê. Daar's geen vrae, daar's geen raaisels, daar's geen onsekerhede meer nie. So dit is baie belangrik om nie oormoedig te wees en te maak asof jy niks het om te leer nie. Maar jy kan ook na die ander kant toe fouteer. En dit is om nie rekening te hou met God juist wanneer jy moedeloos is vir jouself. En wanneer jy dan sê, maar ag, ek kan tog niks reg kry nie en ek kan tog niks leer nie en ek is nou maar dom en ek is nou maar simpel en ek is nou maar, en jy het so 'n negatiewe oordeel oor jouself wat jy nie eers 'n begin maak in die soeke na wysheid nie, want jy het eintlik jouself klaar afgeskryf. En jy hou nie rekening daarmee dat God deur sy gees met jou besig is, dat God vir ons wysheid gee, dat God vir ons wysheid leer en dat God vir ons op 'n pad vat wat ons wysheid kan ontvang nie. So moenie oormoedig wees nie, moenie oorweldig wees nie, moenie negatief wees oor jouself nie. Moenie oorweldig word ook deur jou eie vrese nie. Kyk, as ons die groot vraag is natuurlik dat as jy nie die Here vrees nie, wat vrees jy dan? En baie keer is ons dan uitgelewer aan ander vrese. En ek dink agter die ou wat wil maak asof hy alles weet, is daar baie keer juist die vrees dat as hy uitgevang word in onkunde, dat hy nie goed gaan lyk vir ander mense. Hom gee hy voor hy weet alles. En die mens wat voel hy weet niks nie, is oorweldig ook deur sy vrese, die vrees dat ek tog niks kan bereik nie. Moenie vreesgedrewe lewe nie, maar lewe in ontzag vir die Here en hou rekening daarmee dat die Here aan die een kant baie het wat hy vir jou kan leer, en daar's altyd meer en altyd meer, maar dat die Here ook aan die ander kant ook vir jou wil leer. Maak nie saak hoe onkundig jy is nie. Begin net deur te leer by die Here en deur te leer deur die mense wat die Here oor jou pad bring, deur te leer by die ervarings wat die Here oor jou pad bring, om altyd 'n leerder te wees in die skool van die Here, want dit is die begin van wysheid. Kom ons bid net saam. O God van wysheid, U wat alleen volkome wys is, ons bid dat U vir ons die geskenk van wysheid sal gee, dat U vir ons sal leer en aanhou leer. Dankie vir U geduld met ons. Dankie dat U ook in Christus na ons toe gekom het en dat Christus vir ons die wysheid is wat van God kom, die beliggaaming van daardie wysheid. Dankie dat ons by Christus kan leer wat wysheid is. Gee Here dat ons nooit sal dink ons weet alles nie, maar gee ook dat ons onkunde in ons gebrek aan wysheid ons nooit moedeloos en wanhoopig sal maak oor onsself nie. Hou ons in die skool, Here, en laat ons leer, en laat ons vir mekaar leer en van mekaar leer, sodat ons kan groei in wysheid en kan lewe as verstandige mense. Daarom bid ek nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Gees ook by jou sal wees. Amen.